Goeiemôre, baie welkom en so sluit ons nog 'n week af. So ook op hierdie Saterdag mag jy die Here se nabyheid beleef en mag hy deur sy teks jou kom aanraak, deur sy gees jou naby wees. Ons het gister vir mekaar gesê dat ons streer, dat ons vertroos word. En vandag kyk ons so 'n bietjie oor hoe lyk hierdie troos. Ek lees saam met jou daar vanaf Johannes 14 vers 16 en 17 en dan lees ek vers 19 tot 21 saam met jou. Ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien nie en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie, ek kom weer na julle toe. En dan vers 20, daardie dag sal julle weet dat ek in my Vader is, en julle in my, en ek in julle. Hy by julle sal wees, en in julle sal wees, en hier in vers 20, daardie dag sal julle weet dat ek in my Vader is, julle in my, en ek in julle. En so lyk die Here se troos. Die Here is dat hy deur sy Gees nie net by ons is nie, maar in ons is en ons so bekragtig en ons so stuur. En mag dit wees dat jy die Here ervaar en die Here beleef, dat hy in jou is en met jou is en dat hy so jou vertroos en jou hart versorg en heel maak. Kom ons bid saam. Wonderlike Here, dankie vir die liefde, dankie vir die troue genade. Here, baie dankie dat U met ons en in ons is. Amen. Mag jy die Here se goedheid beleef. Wonderlike naweek vir jou. Geseën. Totsiens.